Goeiemôre broers en susters. Is lekker om saam met julle hier in die kerkgebou te wees vanmôre. En ons gebed is dat die Here deur sy woord en deur sy gees met ons elkeen sal kom praat, dat ons harte ontvanklik sal wees en dat ons die Here sal ontmoet in elke element van die erediens. So geliefdes, kom ons raak stil so voor die Here. Daar is 'n prentjie, geliefdes, wat ek opgesit het vanmôre. Dit gaan oor Haggai. Ons het gesê Haggai wat een van die profete is in die Ou Testament. Haggai se boodskap vanmôre gaan oor iets van wat in hierdie prentjie weerspieël word. Ook in ons menswees. Geliefdes, kom ons sit net so, dan sing ons hierdie lied. Ons het lankal teruggepraat van 'n introïtus lied. Ek weet nie of u die groot naam nog kan onthou nie. Dis 'n lied wat ons maar sing as ons so inkom in die erediens. En dis 'n loflied, maar dit is ook 'n lied wat ons terugtrek na ons afhanklikheid van die Here. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil hier U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterveling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterveling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterveling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Geliefdes, kom ons gee onsself oor aan die Here. Al die vreugdes, al die blydskap, al die hartseer, al die bekommernisse, bring ons na die Here toe. En ek gaan uit Psalm 46, het ek 'n foto vir ons gemaak, waar ek voorgaan en die gemeente antwoord daarna. So kom ons gee onsself so oor aan die Here.
God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Geliefdes, so sê die Here wat jou geskep het en wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek ag jou hoog. Ek het jou lief. Jy is kosbaar vir my. As die Here ons so antwoord, dan kan ons opstaan en dan kan ons liedere sing tot sy eer. So kom ons sing hierdie pragtige lied, lied 450, hy het bietjie ander woorde as wat in die liedboek is, en dan ook 214. So kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige woorde saam. Koning God, Jahwe Heer, U alleen is waardig. Aarde en hemel sing U Heer, U is goed, o Heer. Lof die Vader, lof die Seun, lof die Gees, die Drie-eenheid. Lof die Heer se majesteit, lof hom tot in ewigheid. Loom van God, Skepper Heer, heilige woord en koning, Morgenster, vrede vors, U is enig Heer. Lof die Vader, lof die Seun, lof die Gees, die Drie-eenheid. Lof die Heer se majesteit, lof hom tot in ewigheid. Heilige Gees, trooster God, U is ons voorspraak en ons Heer. Vul ons gees, neem beheer, voor U buig ons neer. Lof die Vader, lof die Seun, lof die Gees, die Drie-eenheid. Lof die Heer se majesteit, lof hom tot in ewigheid. Here, ons sal U lof, U weldadige roem. U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U lof, U het ons verlos. Uit duister bevry, ons harte verbly, dit het
die ewige kos. Here, ons sal U lof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Geliefdes, as ons na hierdie prentjie kyk, dan wil ek graag die wil van die Here vir my en vir jou lees, soos wat dit staan in Deuteronomium hoofstuk 6. Hier staan, luister, Carolina, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Sorg dat jy nie die Here vergeet, wat jou uit nood, uit die plek van slawerny bevry nie. Hierdie prentjie wil vir ons terugbring na ons belewenis van hierdie lewe en van dit wat met ons gebeur. Die Here sê, sorg dat jy die Here nie vergeet, wanneer jy hierdie lewe leef. Kom ons sing hierdie pragtige lied, ons sit net so, en dan sing ons hierdie pragtige lied, en ons hou vas aan die Here. Enkele voor U gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kon nie voor U verskyn nie. Heer, waar dan heen, tot U alleen, U sal ons nooit vergewe, U eie Seun, ons borg en steun, is ook ons weg tot lewe. Ja, amen, ja, op Golgotha betaal Hy vir my sonde, en deur Sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Geliefdes, ons weet dat wanneer die Here ons aanraak, dan raak hy ons nie net aan in ons gees en ons verhouding met hom nie. Maar hy raak ons ook aan in ons verhouding met onsself, ons emosies, ons reaksies op hierdie lewe. Daarin raak hy ons aan. Hy raak ons aan in ons liggame. Hy raak ons aan in ons verhouding met ander mense. Ons gaan vanmôre weer lees uit die profeet Haggai. En Haggai is hier nader na die einde van die Ou Testament. Haggai en dan ook Sagaria het opgetree in die tyd toe die ballinge terugbeweeg het na Jerusalem toe. U kan ook Nehemia gaan lees. U kan ook Esra gaan lees, want dit is deel van die geskiedenis wat ons help om hier te verstaan wat met Haggai aan die gang is en wat hy vir ons kom deurgee. So kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons net vir 'n oombliekie saam.
Vader, wat 'n voorreg het ons om vanmôre in U teenwoordigheid so by mekaar te kan wees. U wat ons Vader is, en wat in 'n verhouding met ons staan, en met wie ons in verhouding staan, deur die Here Jesus Christus ons Here. Vader, en wanneer ons vanmôre hier by mekaar is in die erediens, dan is dit vir ons 'n wonderlike voorreg, omdat ons weet dat U ons versorg, omdat U ons beskerm, omdat U vir ons gee wat ons nodig het, omdat U ons hoor wanneer ons bid, en pleit, en huil voor U, omdat U ons hoor en ons in die verlede, in ons geskiedenisse aanraak, en ons help om ons geskiedenis en ons lewe uit te sorteer. Dankie dat U ook in ons onmiddellike omstandighede vir ons oprig, sodat ons weer met hoop en met entoesiasme kan lewe in ons verhouding met U. Dankie dat U in die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees ook vanmôre vir ons kom aanraak. En Vader, soos ons reeds vooraf gesê het, as ons so voor U staan, dan bid ons dat U ons daaglikse brood vir ons sal gee. Vir hulle wat siek is, U weet wat dit beteken in hulle lewe, en in dit wat met hulle gebeur, en met hulle gesinne. Vir hulle wat finansiëel swaar kry, U weet wat dit beteken vir hulle om die daaglikse brood vir hulle te gee. Vader, vir ons wat in hierdie land is en wat bekommerd is oor droogte en oor siekte onder die vee en oor rampe en goed, U weet wat is ons daaglikse brood wat ons nodig het. En ons bring dit na U toe vanmôre, in diepe afhanklikheid. Amen. Geliefdes, net weer so, net voordat ons uit die woord uit lees, stukkie agtergrond oor Haggai. Die geskiedenis vertel ons uit die woord uit, dat die tempel regtig die middelpunt is in Israel se aanbidding, want God is hier teenwoordig, deur die tempel in die allerheiligste. Daarvandaan praat hy met hulle. Hier kom hulle vanuit die onreine wêreld om die heilige God te kom ontmoet, deur middel van die offers en al die dinge. Maar dan lees ons in die woord, dat die Babyloniërs in 587 voor Christus hierdie tempel in Jerusalem heeltemal platvee met die aarde. Vir die Jode wat geglo het, God is hier in die tempel, en dit is waar hy is, beteken dit, God is platgevee. Maar dan lees ons in die woord en in die geskiedenis, dat in 539 voor Christus het die Persiese ryk opgestaan, en het hulle die Babyloniërs weer platgevee. En vir ons wat vanmôre nou na Haggai kyk, net rondom die konings in Persië, koning Kores, sy Persiese naam Korush, het geheers van 539 tot 530, en onder hom, in sy eerste regeringsjaar, het hy 'n wet afgevaardig wat gesê het, dat die ballinge, die Judeërs wat daar in Babylonië was, dat hulle kan begin terugbeweeg na Jerusalem toe, om daar te gaan opbou en te gaan lewe. So dit gaan oor die heropbou van Jerusalem, maar in besonder dan oor die heropbou ook van die tempel.
Maar dan kry ons dat 'n volgende koning op die troon kom, koning Ahasveros. Jy sien ook daar in hakkies sy Persiese naam, Kamboji. Hy heers dan weer van 530 tot 521 en dan gaan die opbou van Jerusalem voort onder sy heerskappy. Maar na hierdie koning Ahasveros kom daar 'n Persiese koning Artasasta. En dan sien jy sy Persiese naam Beroi Dorogi. Hy is op die troon en as ek dit reg gehoor het in die geskiedenis is hy so plus minus 3 maande na 6 maande of so op die troon. En as gevolg van die weerstand in Jerusalem vaardig hy dan nou weer 'n wet uit wat sê stop die heropbou van die tempel. En dan na hom kom die Persiese koning Darius in Persië van 521 tot 486 voor Christus en hy gee dan weer in sy tweede jaar, die 6de maand van sy tweede jaar, gee die opdrag dat die heropbou van die tempel kan voortgaan. Rondom Haggai het ek vir u gesê, hy het net 4 keer wat hy regtig met die volk kom praat, 'n profesie gee of 'n preek gee as 'n mens dit so wil uitdruk. Op 29 Augustus 520 voor Christus. Hy kry die volk in beweging. Binne 3 weke het hulle regtig sê die woord in hulle harte ontsag vir die Here. 'n Nuwe belewenis van God se teenwoordigheid en van God se wil en begin hulle met die heropbou van die tempel. En dan leer hy sy tweede preek op 17 Oktober 520 voor Christus en dan 2 keer op 18 Desember 520 voor Christus. En hy bring in hierdie kort tyd kom die hele Judeese volk in beweging om te doen wat God wil hê hulle moet doen. Hulle verhouding met die Here vernuwe, hulle is gehoorsaam aan die Here, daar's entoesiasme, daar's ywer vir die werk van die Here. En nou het ons laasweek oor die eerste gedeelte van Haggai met julle gedeel, Haggai hoofstuk 1, wat gesê het, stel God eerste. En dan wat ons daarop gevolg het. En nou vanmôre gaan ons lees uit Haggai hoofstuk 2, vers 1 tot by vers 9. Vers 1 tot by vers 9. Op die 21ste dag van die 7de maand, in die 2de regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer tot die profeet Haggai gekom. En hier is die Here nou aan die woord. Vra tog vir Serubabel, seun van sy Altiel en gouverneur van Juda, en vir die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Maar nou sê die Babel, skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. So sê die Here, die Almagtige. Nog een keer,
Binnekort sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Net hierdie kort woord, die tweede preek van Haggai, wat hy met die volk gedeel het. Geliefdes, ek weet nie wat hierdie prentjie vir jou sê nie. Maar as jy iemand sien wat met sy kop so onderste bo sit, dan lyk dit vir my dis wat hier in Israel aan die gang is op hierdie stadium, wat Haggai met hulle praat. En sy woord is onder andere, en dit het ek my tema gemaak vir vandag, skep moed. Ek is by julle. Begin met die werk. Sien geliefdes, die Judeërs het begin met die heropbou van die tempel. Daar was onder hulle entoesiasme, daar was onder hulle ywer, daar was onder hulle, soos wat hoofstuk 1 geëindig het, hierdie aanvuur, want God het hulle aangevuur, om te begin, om die huis van die Here herop te bou. Met ander woorde, om die verhouding met God, want die tempel was die middelpunt van hulle geloofslewe, weer aan die gang te sit, en nie net aan hulle self aandag te gee nie. Maar dan hoor ons ook in die skrif, dat die tempel, wat deur die Babyloniërs platgevee is, 'n baie indrukwekkende gebou was. Julle kan dit gerus gaan lees in 1 Konings 6 tot by 8. Dis 3 hoofstukke wat praat oor die goud en die houtwerk en die brons en die wonder van hierdie gebou. Maar in besonder ook kan julle daar gaan lees dat toe Salomo gebid het die teenwoordigheid van die Here uit die hemel uit sigbaar geword oor die tempel. Die wolk en die vuur. Dit was so in die tempel teenwoordig, was God daar teenwoordig, dat geen van die priesters kon inbeweeg om daar versoeningswerk te doen nie. Dit is platgevee. En ek het reeds vir julle gesê, die Jode het begin om terug te beweeg na Jerusalem. En dan in 529 Augustus is die eerste boodskap van Haggai, en hulle is vuur en vlam om die tempel te herbou. Maar dan, bietjie later, op 17 Oktober, bring hy 'n volgende boodskap vir hulle. Want jy sien, hier het iets gebeur in die volk se gemoed, in die volk se belewenis. En hierdie gedeelte sê vir ons, dit was spesifiek op die 21ste dag van die 7de maand wat Haggai nou weer met hulle gepraat het. Sien geliefdes, die 7de maand, die 21ste dag, was die laaste dag van die Sukkotfees. En die Sukkotfees het Israel met vreugde en met blydskap, dit wat God vir hulle gedoen het in die uittog in Egipte, daar in die woestyn, gevier. Hulle het God se teenwoordigheid gevier, en sy versorging gevier, en die wonderwerke wat God kom doen het hulle gevier. Maar die Sukkot was ook
die viering van die oes wat ingesamel is. En as julle nou dink aan laasweek, dan sal julle weet, dat die Here vir hulle gesê het, julle het baie gesaai, maar min geoes. Baie geëet, of julle het geëet, maar glad nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar julle het dors gebly, en julle het klere aangetrek, maar julle het nie warm geword nie. Julle was soos 'n dagloner wat sy geld verloor, omdat hy 'n stikkende beursie het. Dit reën nie, dis droogte. So ons moet fees vier, en jubel en juig tot eer van die Here, maar die omstandighede is 'n sukkelende omstandighede. Miskien is dit 'n koneksie met wat ons vanmôre vir voorbidding gevra het, nê? Droogte, back and close seer, en ander dinge wat met ons gebeur, siekte en pes en allerhande goed. Maar dan is daar spesifiek ook in hierdie gedeelte, net soos wat dit in die eerste gedeelte was, voordat hulle onder die opbou van die tempel gestaak is, was daar vyande van Israel, van buite af, wat die heropbou en die vernuwing van hulle verhouding met God wou verbreek. Die nie-Israeliete het briewe geskryf na die Babyloniërs toe, totdat Darius gesê het, man, los hulle en laat hulle aangaan. Maar dan lees ons in Sagaria iets hiervan, en dit wil ek graag vir julle lees. Hier staan, hulle het die fundament van die tempel gelê, en die leviete het gekom, en die priesters het gekom, met die trompette, en met die tamboeryne, en met die lofliedere, en hulle het 'n groot fees tot eer van die Here daar aangebied, 'n lofprysings-erediens, as ek dit so mag uitdruk. En hulle het hierdie wonderlike lied gesing, aan die Here se liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, dank die Here, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy is goed. Geweldige musiek wat plaasgevind het, en dreunsang oor die lof van die Here. Maar hoor nou wat staan hier geskryf in vers 12. Hy sê, baie van die oueres onder die priesters, die leviete en die familiehoofde wat nog die eerste tempel geken het hardop aan die huil gegaan, toe hulle sien hoe die fondamente van hierdie tempel gelê word. Baie ander het luidkeels van vreugde gejubel. Niemand kon die gehuil tussen die blye gejubel deur hoor nie. So hard het die mense gejubel, dit kon van ver af gehoor word. Hoor wat gebeur hier. Vreugde, blydskap, jubel voor die Here. Maar in dit alles, 'n gehuil en 'n gekla voor die Here. Vreugde en hartseer, wat nie baie maklik meng met mekaar nie. Nou geliefdes, dit is hier waar Habakuk moet die volk weer moet bemoedig. Hy moet vir hulle help om weer hoop te kry, om weer entoesiasties te werk aan die opdrag wat die Here gegee het. Hulle moes met vreugde gevul word. Maar jy sien, hier is 'n probleem, want hier is 'n onuitgesproke hindernis. Hartseer, maar jy sien, dis hartseer van die verlede. Dit is smart, rou smart, oor verliese wat plaasgevind het. En as ek dit nou reg hoor, dan is hierdie verliese nie deurgewerk nie, want dit bring geweldige hartseer wanneer hulle die tempel sien en dat hy herbou word. Dit maak die volk mismoedig. Dit maak hulle
moedeloos. Dit maak dat hulle met hulle hande op hulle koppe sit en met hulle koppe wat hang. Geliefdes, en as jy moedeloos is, dan voel jy hopeloos en teleurgesteld. Iets soos depressie. Dis nie lekker nie. Jy wil net huil. En jy wil net treur. Ernstig het hier die hartseer deurgewerk ook na die volk toe. En in die omstandighede van die misoeste en die min kos en die klere wat nie warm genoeg is nie en die droogte ook vir hulle gegryp in hulle gemoed. Die verlede het hulle kom breek, geliefdes, maar sekerlik ook iets van die huidige omstandighede waarin hulle geleef het. Want jy sien, hulle het in die verlede bly lewe. Ag, ek het gedink aan baie voorbeelde. Maar ek wil nie soveel van die voorbeelde gee nie, want dan kan ek nie met julle die hele tyd deurwerk nie. En nou kom die Here self, en hy sit hierdie probleem op die tafel vir Israel. Hier op die Sukkotfees, waar daar vreugde behoort te wees, maar waar daar 'n groot treurigheid en mismoedigheid en 'n stukkie depressie seker die volk gegryp het, kom sê die Here vir hulle, sê vir Haggai vra vir hulle, vir Serubabel, die gouverneur, en vir die hoëpriester, en ook vir die volk. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Met ander woorde, God bring daardie verlede terug na die bewussyn van die volk, sodat hulle daarmee kan werk. Net so bring hy my en jou verliese wat ons nie deurgewerk het nie, terug na die bewussyn, sodat ons daarmee kan werk. Want dit steur en dit verhinder ons groei in die Here. Sien geliefdes, wanneer hy hulle hier antwoord, dan wil die Here vir hulle hier in hierdie verliese en moedeloosheid en pyn kom ontmoet, sodat hulle opnuut kan ontdek, die verlede bepaal nie ons lewe nie. God bepaal ons lewe. Daarom vra die Here vir hulle, hoe lyk die een wat julle nou sien? Is hy nie eintlik niks in vergelyking met dit wat was nie? Ons dink ons altyd so, die verlede is altyd beter, nê? So die Here bring hierdie goed terug, sodat die volk deur Haggai se antwoorde kan hoor, wat moet hier gebeur? En dan kom Haggai en hy sê vir hulle 4 dinge, wat moet gebeur. Haggai sê vir hulle, julle moet die verlede op sy plek sit. Julle moet die verlede deurwerk in julle lewens. Julle moet die krag en die mag en die invloed van dit wat lang terug met jou gebeur het, so hanteer, dat dit jou nie terughou nie. Dit is deel van jou menswees, dit is deel van jou geskiedenis, maar jy moet dit deurwerk. Hoor net wat sê die Here vir hulle hier in vers 4. Hy sê vir hulle, maar nou, sê die Babel, skep moed, sê die Here. Jesua seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle almal wat burgers is van die land, skep moed. Begin met die werk, want ek is by julle. Nou ons het laasweek ook hieroor met mekaar gepraat, dat die volk weer ontdek het, maar God is hier in ons midde. Geliefdes, want wanneer ek en jy in God se teenwoordigheid begin stilstaan, begin leef, deur sy teenwoordigheid, dan word sy teenwoordigheid groter as dit wat in die verlede met ons gebeur het. Sien geliefdes, die Here sê vir hulle, hy praat hulle aan, hy sê, skep moed, die verlede is nie nou in beheer nie. Ek is hier
by julle. So hy sê vir hulle, hanteer die verlede, moenie bang wees nie. Begin met die werk. Ek is by julle. Hierdie daaglikse goed wat rondom jou gebeur, hierdie vyandskap wat hier plaasvind, mense wat julle wil keer, mense wat wil keer dat julle verhouding met God groei, skep moed, ek is by julle. Sien, want dis in die teenwoordigheid van die Here, wat ek en jy nuwe perspektief, nuwe hoop, nuwe entoesiasme, nuwe ywer ontdek in ons verhouding met die Here en met die lewe. Jy sien, die volgende ding wat die Here vir hulle sê is, hulle moet opkyk. Hulle moet nie net bewus raak van die Here is hier nie, hulle moet heeltyd opkyk na God wat in die oorwinning vir hulle gee. Want hy sê hier vir hulle, my belofte wat ek uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle wees. Moenie bang wees nie. So wat sê die Here? Hy deur Habakuk, hy sê, kyk op na God wat getrou is aan sy beloftes en wat sy beloftes nakom en dit tot vervulling bring. Hou vas aan die beloftes van die Here en nou sluit dit aan by ek is by julle. Hy sê my gees sal altyd by julle wees. Want dit is wat die Here vir hulle beloof het daarin by die uittog. Met die vuurkolom sal ek saam met julle wees, met die wolkkolom sal ek saam met julle wees. Wanneer julle in nood is en deur die see moet gaan, sal ek die see vir jou oopbreek. Wanneer daar nie water is nie, sal ek water uit die rots vir julle gee. Wanneer daar nie kos is nie, sal ek vir julle manna gee uit die hemel. Ek sal vir julle kwartel stuur, sodat julle vleis kan hê om te eet. Ek is saam met julle, ek beweeg saam met julle, ek bring vir julle voorspoed. Kyk op na die Here, kyk na sy beloftes, en hou vas aan sy beloftes. Hy sê hier, deur Haggai, kyk vorentoe. Kyk vorentoe. As jy na die verlede toe kyk, laat my teenwoordigheid jou verlede belig. As jy nou hier kyk na die dinge om jou, kyk boontoe. As jy wil kyk na die toekoms, kyk vorentoe. En hoor net wat sê die Here hier, hy sê vir hulle, so sê die Here die Almagtige, nog een keer, binnekort, sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Kan 'n aardbewing wees, dit kan op ander maniere wees, maar dan sê die Here hier, dan sal al die nasies wakker skrik, en die nasies sal vir julle kom gee, wat julle hier nodig het, in die herbou van die tempel. Sien geliefdes, wanneer die Here met hulle praat, dan sê hy vir hulle, ek het ook beheer oor die toekoms. Ek gaan iets groots laat gebeur in die toekoms. En as ons dan nou lees uit die woord van die Here, en ons lees byvoorbeeld Hebreërs, hoofstuk 12, dan sê die Here ook daar in Hebreërs, ek gaan die aarde en die hemel vir nog een laaste keer skud. En dan lees ons uit Openbaring in die ander plekke, wanneer die Here Jesus weer kom op die wolke, dan gaan die aarde en die hemel geskud word. En wanneer die Here die hemel en die aarde skud, dan sê hierdie gedeelte, word mense wakker en kom hulle na God toe. Hier in Haggai se omstandighede, God het beheer oor die goud en die silwer en alles, want alles behoort aan die Here. Hy sê, ek gaan dit so bewerk, dat julle hier voorspoed sal hê. Mense sal kom, goud en silwer sal kom, en dan sê hy vir hulle hier, die roem van hierdie tempel, wat nog nie eers gebou is nie, sal groter wees, as die een wat Salomo gebou het. Ek bring vir julle groter vreugde en blydskap
en 'n aanbiddingsplek as wat julle kan droom om te hê. En dan sê die Here net weer vir hulle, en daarmee wil ek graag afsluit. Julle moet begin met die werk. So as ons praat van 'n lewende geloof, 'n gemeente wat moet weer opstaan, 'n gemeente wat moet lewend in hulle geloof wees, dan moet ons hoor wat die Here hier sê. Moenie dat die verlede julle pootjie nie. Die Here sê in hierdie gedeelte spesifiek, julle moet die verlede op hulle plek sit. Maar dan moet jy opkyk na God se beloftes. En dan moet jy vorentoe kyk na God se heerskappy en sy oorwinning, wat ook in die toekoms losbreek. Te midde van al die chaos en dinge wat hier rondom jou is. Skep moed, sê die Here. Begin met die werk. Ek is by julle. My gees sal altyd by julle wees. Geliefdes, kom ons maak net ons oë toe vir 'n oombliekie. Hemelse Vader, ons wil graag kom vra dat U vir ons die voorreg en genade sal gee. Ons soos wat U verlede week gesê het, gaan raak stil, gaan dink na, gaan dink oor jou lewe en kry nuwe perspektief. Mag U dit vir ons gee, Here. Amen. Geliefdes, kom ons sing nog 'n lied, maar dis 'n lied wat vir ons eintlik wil sê, kom ons raak stil voor die Here wat in beheer is. 519. Wees stil en weet. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Geliefdes, ek wil julle graag seën met hierdie woorde. God is hier aan die woord. Ek is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Ek is langs jou om jou in my arms toe te vou. Ek is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Ek is onder jou om jou te dra as jy mag val. Ek is rondom jou om jou te beskerm. Ek is bokant jou om jou te seën. Ek woon in jou om jou te lei deur my gees. Ek is by jou nou en tot in ewigheid. Oh, 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 oh.
Geliefdes, mag die Here jou mismoedigheid, moedeloosheid oplig vir jou nuwe lewe, entoesiasme en vreugde gee. Geniet julle dag. Die Here seën vir julle.